Goeiemôre julle. Dis hoofstuk 13 vandag. Die laaste hoofstuk van 2 Korintiërs. En dit handel oor ondersoek jouself en leef in vrede. Dit is die hart van 2 Korintiërs 13 waarmee Paulus sy brief aan ons afsluit. Paulus sê hy kom vir die 3de keer. Hy sal nie mense spaar as mense aanhou sondig nie. Toets jouself vandag aan die woord of jy in geloof is. Christus is in jou, tensy jy verwerp is. Paulus bid dat ons volmaak sal wees. Die laaste woorde van Paulus: wees bly, word herstel, wees getroos, wees eensgesind, leef in vrede. En met dit gesê gaan Alta Leroux nou vir ons hoofstuk 13 voorlees. Luister baie mooi, want dit kan die verskil tussen hemel en die hel beteken. Saam met Christus leef gelowiges uit die krag van God. Dit is die 3de keer dat ek nou na julle toe kom. In die mond van 2 of 3 getuies staan elke woord vas. Ek het dit vroeër gesê, toe ek julle die 2de keer besoek het, en ek herhaal dit nou weer, terwyl ek nog afwesig is. Ek sê dit vir die wat al vroeër sonde gedoen het, en ook vir die ander. As ek nou weer kom, sal ek niemand ontsien nie. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. In werklikheid is hy nie swak nie, maar betoon hy hom kragtig teenoor julle. Want al is hy gekruisig in 'n menslike swakheid, leef hy uit die krag van God. Want ons is swak saam met hom, maar ons sal ook saam met hom uit die krag van God lewe. Dit sal duidelik blyk wanneer ons by julle is. Ondersoek julleself of julle in 'n egte geloofsverhouding met Christus staan. Toets julleself. As julle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle woon nie, het julle die toets nie geslaag nie. Ek hoop julle besef dat ons wel die toets geslaag het. Ons bid tot God dat julle niks slegs sal doen nie. Ons bid dit, nie om daarmee bewys te lewer dat ons die toets geslaag het nie. Ons bid dat julle die goeie sal doen, selfs al sou dit lyk of ons die toets nie geslaag het nie. Want ons vermag niks teen die waarheid nie, maar net ten gunste van die waarheid. Ons is maar te bly wanneer ons swak is, solank julle maar net sterk is. Waarvoor ons bid, is dat julle geestelik sal regryk. Ek skryf hierdie dinge terwyl ek nog afwesig is, sodat wanneer ek by julle is, ek nie nodig sal hê om met die gesag wat die Here aan my gegee het, om op te bou en nie om af te breek nie. Streng teenoor julle op te tree nie. Verder, broers en susters, wees bly, ruk julle reg, aanvaar vermaaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle bly. Groet mekaar met die soen van Christelike liefde. Al God se mense, stuur aan julle groete. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Oom Piet en ouma Letty gaan 'n paar dae op vakansie. Hulle gaan Galasiërs toe. Hulle gaan 'n bietjie daar rus en kyk wat daar aangaan. Baie dankie aan almal wat so getrou die treinrit hier in Korintiërs 1 en 2 saam gereis het. Ja, vanaf hoofstuk 1 se troos in swaar kry, tot hier by hoofstuk 13 se spieël. Hoofstuk 13 is maar 'n kort en 'n swaar hoofstuk, want dis 'n selfondersoek hoofstuk. Maar onthou die groot doel van hoofstukke 13, nee. Selfondersoek is nie om jou te breek nie. Dis om jou te wys waar Jesus jou wil heel maak. 2 Korintiërs 13 vers 5 is 'n spieël. Dit is nie 'n hamer nie. Maar soms moet 'n spieël jou tot stilstand ruk. Kom ons vra vir ouma Letty om vandag die spieël vir ons vas te hou daar in 2 Korintiërs 13 vers 5. Daar staan geskrywe: ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef. Of is julle nie seker van julleself?
dat Jesus Christus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. Ouma begin met haar storie. Sy begin dit so. Die spieël in die donker kombuis. Ouma sit die Bybel neer en staan op sy loop kombuis toe. Dis half donker in die kombuis, maar sy skakel nie die lig aan nie. Ouma roep my eerste nader. Kom staan hier by my, sê sy. Hier is 'n spieël teen die muur. Kom, kyk in hom. En ek kyk in die spieël. Ouma, sê ek, dis te donker. Ek sien niks nie. Presies, sê ouma. Paulus sê, ondersoek julleself. Maar baie van ons doen selfondersoek in die donker. Ons sit nie die lig aan nie. Ons staan in ons eie kombuis en sê, ek is en lyk mos reg. My hare is gekam, my hemp is skoon, maar ons het nog nie eers in die lig gekyk nie. Ouma druk die ligskakelaar aan. Skielik sien jy iets. Daar's meel op jou neus, 'n koffievlek op jou hemp, 'n krummel kos op jou wang. Ouma sien hoe jou oë jouself nou bekyk. En ouma glimlag sag. Die lig is Jesus, my kind. As jy selfondersoek doen sonder hom, gaan jy altyd dink jy's reg. Selfgesentreerde Christene is mense wat in die donker spieël kyk. Hulle sê, ek lees die Bybel, ek bid, ek gaan kerk toe, ek gee tiendes, ek behoort aan selgroepe, ek skinder nie hardop nie. Maar hulle het nog nooit vir Jesus gevra, Here, wys my met 'n spieël my hart asseblief. Weet jy wat die gevaarlikste sonde is vir haar ouma? Sy skink nie koffie of tee nie. Nou is ouma ernstig. Dis om te dink, jy het nie sonde nie. Dit is om te dink, jy het nie eerlike selfondersoek nodig nie. Dis om te dink, jou optrede is altyd reg. Dis om die splinter in jou broer se oog te sien, maar jou eie balk mis te kyk. Weet jy wat beteken dit om jou eie balk mis te kyk? Dit beteken jy kyk die genade van Jesus mis. Paulus sê, toets julleself. Vra, is Jesus regtig in my? Want as hy in my is, dan lyk my lewe al hoe meer en meer soos Jesus se lewe. En Jesus het aan 'n kruis gehang, en Jesus het daar op die kruis gesê, Vader, vergeef hulle. Ouma sit haar hand op my bors. Selfondersoek is nie om te kyk hoe sleg jy is nie. Dis nie waaroor selfondersoek gaan nie. Dis om te kyk of die lewende Here Jesus in jou woon. En as hy in jou woon, sal sy genade jou sag maak en jou 'n vleishart gee, wat vergewe soos hy vergewe, wat liefhet soos hy liefhet, sag genoeg om te huil oor jou sonde, sag genoeg om ander te vergewe, al verdien hulle dit nie, want jy het ook nie Jesus se vergifnis verdien nie. Die mense wat sê, ek is altyd reg, is gewoonlik die mense wat nog nooit lank genoeg in die lig voor die spieël gestaan het nie. Die oomblik as jy sien hoe vuil jy regtig is, en hoe Jesus jou steeds was, dan raak jy skielik baie meer genadig met ander mense. En ouma gaan 2 Korintiërs hoofstuk 13 afsluit met 3 vrae vir vandag se selfondersoek. Maar kom ons sit eers die lig aan, né? Ouma hou die spieël in die lig. 1. Die eerste vraag wat ouma vra, Here Jesus, is U regtig in my? Wys my vandag, as ek net godsdienstig is, Here, maar U nie werklik ken nie. En die tweede vraag om self in te kyk,
Watter sonde in my hart sien ander mense raak, maar wat ek self ignoreer? En ten laaste, wie se naam sien ek nou in U spieël, Here? U spieël wat ek moet vergewe. Wie moet ek vergewe soos U my vergewe het? Wie moet ek vryspreek soos U my vrygespreek het? Maar nie bang wees vir die spieël nie. Jesus staan langs jou in die lig. Ja, die Here Jesus wys nie 'n vinger nie. Hy wys jou sy gesig. En dan sluit ons af vir die dag. En ons sluit af met 1 en 2 Korintiërs. En volgende keer gaan ons Galasiërs toe. Here Jesus, ek het vandag in 'n verligte spieël selfondersoek gedoen. Ek het gedink ek is reg, maar ek sien nou die vlekke wat U sien. U het dit in die lig, in die spieël aan my gewys. My trots, my oordeel, my selfgesentreerdheid, my selfregverdiging, my onvergewensgesindheid. Ja, Here Jesus, U het die eie ek gewys. Vergewe my asseblief en was my opnuut skoon. Ek wil nie verwerplik wees vir U nie, Here. Ek wil hê U moet in my wees om ander te dien. Maak my hart soos U hart, gebreek vir sonde en vry om te vergewe. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Here my God, mag U verheerlik word deur die spieël waarin ons gekyk het en wil verander. Amen. As Jesus vandag sou kom, sal jy gereed wees. As hy jou vandag sou roep, sal jy saam met hom kan gaan. As Jesus vandag kom, mag hy jou gereed vind. As Jesus vandag kom en hy vra jou, wat was so belangrik dat ek elke dag op jou moes wag? As Jesus vandag sou kom, wat sou jy vir hom sê? Moenie dat spyt jou knie breek terwyl jy voor die Here staan nie. As Jesus jou naam vandag roep, sal jy saam met hom kon gaan? Nie môre nie, nie eendag nie, vandag. Vandag hoor jy Jesus se stem. Moenie jou hart verhard nie. Kom lê jou lewe voor hom neer. Hy vra nie jou rykdom nie, Jesus vra net, my kind, ken jy my en het jy my op die aarde gevolg? Kom ons luister nou na die lied. As Jesus vandag kom sit, net 'n rukkie hier by jou, sal jy hom alles ook vertel, of jou waarheid weg wil hou? Sal jy hom in jou huis innooi, jou hart se deur oopmaak, of sal jy bang wees vir die lig wat elke skadu raak? Want hy ken die woorde wat ons wegsteek, hy sien die dinge wat ons dra, maar steeds staan hy met ope arms en roep ons sag terug na Pa. As Jesus vandag kom, sal jou hart gereed kan staan. As hy jou naam vandag sou roep, sal jy saam met hom kan gaan. Wat bly oor van al jou skatte, as die ewigheid begin? As Jesus vandag
kom, my siel, wat dan? As die hemel skielik donker word in die middel van die dag, en jy weet die koning kom nou nader met sy heerlikheid en mag, sal jy uitroep vir genade, sal jy hardloop na sy hand, of sal spyt jou knieë breek waar jy alleen voor hom moet staan? Want geen geheim bly ooit verborge voor die een wat alles weet, maar genade roep nog vandag, kom huis toe kind, moenie vergeet. As Jesus vandag kom, sal jou hart gereed kan staan. As hy jou naam vandag sou roep, sal jy saam met hom kan gaan. Wat bly oor van al jou skatte, as die ewigheid begin? As Jesus vandag kom, my siel, wat dan? Nie môre nie, nie eendag nie, vandag hoor jy sy stem. Moenie jou hart verhard nie, kom lê jou lewe neer voor hom. Hy vra nie vir jou rykdom nie, hy vra nie vir jou naam, hy vra net, kind, ken jy my? En het jy my gevolg? As Jesus vandag kom, sal jou hart gereed kan staan. As hy jou naam vandag sou roep, sal jy saam met hom kan gaan. Laat los nou al jou skatte, laat sy bloed jou sondes rein. As Jesus vandag kom, mag hy jou gereed daar vind. As Jesus vandag kom, my siel, wees gereed. As Jesus vandag kom, moenie wag tot dit te laat is nie. As Jesus vandag kom, sal hy my gereed hier vind. Wees gereed, hy kom weer.